Torah porsie 22. Vayechel, en hy het vergader. Eksodus of Shemot 35 vers 1 tot 38 vers 20. Shemot hoofstuk 35. Moshe het die hele Israel vergader en al herinner hoe word die Shabbat benader. Volkome rus afgesonderd sal dit wees. Geen vuur word daarop aangesteek. Hy het die benodigdhede vir die tabernakel oorgedra. Elkeen met 'n gewillige hart het bygedra. Elkeen wat kunsvaardig was, het hul met die maak daarvan belas. Elkeen wie sy hart en gees in hom is opgewek, het die bydra aan Jotewawei gebring vir die werk. Elkeen wat wou, het gebring hul goud, asook silwer, koper en hout. Elke vrou wat kon, het die materiale en bokhaar gespin. Die leiers het die stene, olie en speserye gebring. Bezalel en Oholiab is gevul met God se gees, om vaardig in al die ontwerp en werk by die tabernakel te wees. Met wysheid is hulle beklee, in stene inlê en houtsnee, om te kan weef en grafeer, en om in alles ook ander te kan leer. Shemot hoofstuk 36. Elkeen wat met wysheid gedoen het hul deel, moes die afgesonderde plek maak net soos Jotewawei beveel. En Moshe moes die volk terughou, want hul bydra was te veel. So is dan die tentdoeke met hul spesifieke mates, aan mekaar gewerk met hul lissies en hakkies. En daaroor is getrek ramsvelle, rooi, en daaroor 'n soort leer, sag gelooi. So ook die planke en dwarspale van akasia hout, met voetstukke van silwer, terwyl hul oortrek is met goud. Die verdelingsgordyn was kunstig met gerubs gewerk, en sy 4 pilare ook met goud oortrek. Die veelkleurige gordyn vir die ingang het aan 5 pilare oortrek met goud gehang. Die voetstukke van die eerste stel pilare was silwer, en die van die tweede is gemaak van koper. Shemot hoofstuk 37. Bezalel het die ark volgens Jotewawei se instruksie gemaak. Met die 2 gerubs en hul vlerke het die toedekking toegemaak. Ook die tafel volgens sy presiese afmetinge. Sy rand en kraans, sy pale en ringe, sy skottels en rookpanne, sy bekers en sy kanne. Ook die goue lampstander, geklaan uit 1 stuk. Die stam, kelkies, knoppe, blomme en voetstuk. Met sy lampe, snuiters en bakkies, alles van goud, 1 talent. Dit moes staan in die heilige deel van die tent. Ook die reukaltaar is gemaak volgens sy voorskrif, en die salfolie en die suiwer reukwerk afgesonderd. Shemot hoofstuk 38. Bezalel het oorsien die maak van die altaar, waar die offers voortdurend sou opgaan, met sy grawe en potte, sy vurke en komme, al hierdie bybehore is gemaak van koper. Hy het ook toegesien vir die maak van die koper waskom. Dit het uit die vroue se koperspieëls gekom. Die voorhof is 50 el breed, so is dit vir oost en west gemeet. Dit is 100 el lank aan die suide en noorde kant, met koperpilare en voetstukke van koper, en wit linne vas aan hakke van silwer. Kunstig geweefde linne bedek die poort van die voorhof, en 4 pilare met koperpenne en voetstukke hou dit regop.